Welkom terug graad 12's. Vandag gaan ons kyk na oefening 1.3 op bladsy 21 tot 24. So hierdie aktiwiteit begin deur vir ons te vra, pas die konsepte in kolom A by die beskrywings in kolom B, skryf slegs die letter langs die vraagnommer op die antwoordblad. So ons begin met die eerste een, dit sê 'n akte van oprigting. 'n Akte van oprigting is 'n dokument voordat 'n maatskappy geregistreer word, so dit sal B wees. Uitgereikte aandelekapitaal, dit sal D wees, die hoeveelheid van die gemagtigde aandele wat verkoop is. So onthou hierdie is uitgereikte aandelekapitaal, so dis hoeveel van die gemagtigde aandele wat verkoop is. 'n Statute is dan 'n dokument waarin die doelstellings en die aard van die besigheid uiteengesit word. 'n Paringsbeginsel is dan inkomste wat gedurende 'n rekeningkundige periode gegenereer word en gemagtigde aandelekapitaal is dan C, die totale aantal aandele wat 'n maatskappy mag uitreik. 1.3.2 sê analiseer die volgende transaksies en dui die uitwerking op die rekeningkundige vergelyking aan. Dui 'n vermeerdering met 'n plus en 'n vermindering met 'n minus voor die bedrag aan. Beantwoord elke vraag onafhanklik van mekaar. Goed, so hulle gee vir ons nou die transaksies. By A sê hulle R21.000 is per EFO aan die SAID betaal as 'n tweede voorlopige belasting. So ons weet dadelik dat dit bank en SAID inkomstebelasting gaan affekteer. Ons weet bank is 'n bate en die SAID is 'n las. So ons lasrekening gaan gedebiteer word, SAID inkomstebelasting, en gekrediteer gaan ons bank wees. Ons weet bank is 'n bate, so bate gaan geaffekteer word en dit gaan minder word met R21.000 en ons weet ook SAID is dan nou 'n las. So ons laste gaan ook minder word met 21.000. Daar gaan dan nou geen effek wees op eienaarsbelang. B sê dan nou koop 70.000 aandele terug uit die insolvente boedel van 'n aandeelhouer. Die terugkoopprys per aandeel is 56 sent bo die gemiddelde aandeleprys van R2.50. So dadelik wanneer ons lees van terugkoop van aandele, weet ons dat dit bank as ook gewone aandelekapitaal en behoue inkomste gaan affekteer. So kom ons kyk gou-gou, ons het bank en gewone aandelekapitaal. Bank is 'n bate, gewone aandelekapitaal is 'n eienaarsbelang. En dan sê hulle ons koop 70.000 aandele terug en ons gebruik die gemiddelde aandeleprys. So ons sê 70.000 maal R2.50 gee vir ons 175.000. Dan as ons kyk na bank en behoue inkomste, hier gebruik ons nou net dit wat ons meer as die gemiddelde aandeleprys betaal en hulle het vir ons gesê dit is 56 sent. So ons gaan sê 70.000 maal met die 56 sent wat vir ons dan die 39.200 gee. So hoe gaan ons dit nou in die rekeningkundige vergelyking sit? Ons gaan begin met gewone aandelekapitaal te debiteer, bank te krediteer. Bank is 'n bate, so ons bate word minder met 175.000 en ons eienaarsbelang word dan nou ook minder met 175.000. Geen effek in laste. Dan as ons kyk na bank en behoue inkomste. Behoue inkomste gaan nou gedebiteer word, bank word gekrediteer. Bank is ons bate wat minder word met 39.200 en dan natuurlik ons behoue inkomste wat ons eienaarsbelang is minus 39.200. Geen effek en in laste nie. C sê 'n finale dividend van 20 sent per aandeel is op die 230.000 uitgereikte aandele verklaar. So hierdie is net 'n verklaring van dividende en dit gaan dan nou affekteer gewone aandele dividende en ook aandeelhouers vir dividende. So gewone aandele dividende is 'n eienaarsbelangrekening en aandeelhouers vir dividende is 'n lasrekening.
Ons gaan daar die 230.000 uitgereikte aandele vat en ons gaan dit maal met die 20 sent en dit gaan vir ons 46.000 gee. So ons gaan begin met gewone aandele dividende, gedebiteer, gekrediteer gaan dan wees aandeelhouers vir dividende. Ons het nie 'n bate nie, so ons eienaarsbelang gaan dan minder word met 46.000 en ons laste word dan nou meer met 46.000. Natuurlik is daar dan nou geen effek op ons bates nie. Laaste kyk ons nou na die direkteursfooie van 2 lede van die direksie wat elk R40.000 verdien, is aan die einde van die finansiële jaar nog uitstaande. So, ons het nie hierdie direkteursfooie betaal nie, so dit gaan direkteursvergoeding affekteer, as ook ons opgelope uitgawe. So direkteursvergoeding is eienaarsbelang en opgelope uitgawe is dan nou 'n las. So ons gaan 40.000 elk, so 40.000 maal met die 2 lede, gaan vir ons 80.000 gee. So rekening gedebiteer gaan dan wees direkteursvergoeding en gekrediteer gaan opgelope uitgawe wees. Ons bates het geen effek nie, eienaarsbelang is dan minus 80.000 en ons laste word meer met 80.000. 1.3.3 sê dan nou verwys na die gegee grootboekrekeninge en bykomende inligting en voltooi alle ontbrekende inligting in die rekeninge. So soos julle kan sien het hulle vir ons 4 T-rekeninge gegee en van die inligting is uitgelok. So kom ons kyk na die bykomende inligting wat hulle vir ons gegee het om die T-rekeninge dan nou te voltooi. Die eerste ding wat hulle vir ons gee is oor gewone aandelekapitaal. Hulle sê vir ons die maatskappy het 'n gemagtigde aandelekapitaal van 1.2 miljoen aandele. Gemagtigde aandelekapitaal beteken net hulle mag nie meer as 1.2 miljoen aandele uitreik nie. Dis nie 'n transaksie wat geboekstaaf word nie, dis net inligting wat hulle vir ons gee. Dan sê hulle vir ons 70% van hierdie gemagtigde aandelekapitaal is op 1 Maart 2024 reeds in uitgereik. So dit beteken dit gaan ons openingssaldo wees wat hulle reeds vir ons gegee het van 6.892.000. 'n Verdere 160.000 aandele is op 30 Mei 2024 uitgereik teen R8.80 per aandeel. So dit gaan ook ons gewone aandelekapitaalrekening raak en dit gaan aan die kredietkant wees en hier het hulle reeds vir ons bank en KWJ gegee. Ons moet nou net die bedrag uitwerk. So dit sal wees dan nou 160.000 maal met die R8.80 en dit gee vir ons 1.408.000. Dan sê hulle op 31 Januarie is 90.000 gewone aandele van 'n ontevrede aandeelhouer teruggekoop. Die maatskappy het 70 sent bo die gemiddelde aandeleprys per aandeel betaal. So, ons weet omdat ons aandele terugkoop, raak dit gewone aandelekapitaal sowel as ons behoue inkomste, beide gaan gedebiteer word. Hier kan ons sien het hulle klaar vir ons bank KWJ, maar hulle het geen bedrag hier gegee nie. Dan weet ons, by behoue inkomste gaan dit ook gedebiteer wees en hier het hulle reeds vir ons die volle transaksie ingesit. So ons gaan nou die gemiddelde aandeleprys moet uitwerk om te weet wat hierdie bedrag is. Hoe werk ons nou weer die gewone aandele se gemiddelde prys uit? So ons gaan basies die saldo van 6.892.000 vat, plus die addisionele 160.000 aandele se prys wat 1.408.000 is, en dit gee vir ons 8.3 miljoen. So dis die totale inkomste. Nou moet ons die totale aandele kry. So eerste gaan ons 70% van die 1.2 miljoen uitwerk, en dit gee vir ons 840.000 aandele. Dan plus ons die 160 addisionele aandele by, en dit gee dan vir ons 'n totaal van 1 miljoen aandele. Om die gemiddelde prys dan te kry, gaan ons die totale inkomste van 8.3 miljoen deel met die miljoen, en dit gaan dan vir ons R8.30 gee.
Dit gaan ons dan nou gebruik om te sê 90.000 maal met R8.30 en dit gee vir ons 747.000. Dan sê hulle vir ons dividende en belastings. 'n Tussentydse dividend van 43 sent per aandeel is op 31 Augustus verklaar en betaal. So hulle gee vir ons gewone aandele dividende, dit gaan gedebiteer word met aandeelhouers vir dividende. Dis 'n algemene joernaaltransaksie en ons gaan dan daardie miljoen aandele maal met die 43 sent en dit gee vir ons 430.000. Verder sê hulle vir ons inkomstebelasting beloop 30% van die netto wins. Nou die inkomstebelasting het hulle reeds vir ons gegee, met ander woorde daardie 30% is dan nou hierdie 483.600, maar hulle het nie vir ons die wins en verlies bedrag gegee nie. Nou ons kan hierdie bedrag gebruik om die wins en verlies te bereken. Ons gaan dan nou sê 483.600 gedeel deur 30 maal met 100 en dit gee vir ons dan daardie 1.612.000. Nou kan ons kyk, watse ander inligting kan ons hier so lank invul. Nou hier moet ons net die kontrarekening en die joernaal invul en dit gebeur op 28 Februarie. So ons kan sê dat hierdie die finale dividend is wat dan nou verklaar is, so aandeelhouers vir dividende en die algemene joernaal. Dan kan ons sommer hierdie rekening saldeer. So as ons hierdie twee dan bymekaar plus, gee dit vir ons 821.300 en dit sal dan nou ons totale wees vir beide kante. En ons weet gewone aandele dividende word dan nou afgeskryf teen ons verdelingsrekening. So hier het hulle reeds gewone aandele dividende vir ons in, maar hier is nie 'n bedrag nie. So natuurlik gaan hierdie bedrag dan nou na die verdelingsrekening toe en dit gaan 821.300 wees. Hierdie bedrag gaan dan nou ook na ons verdelingsrekening. Goed, dan gaan ons sommer nou die verdelingsrekening balanseer. Onthou, hierdie deel wat nou hier inkom is dan nou wat nou ons behoue inkomste toe gaan, so dit gaan nou vir ons hierdie uitstaande bedrag gee van ons verdelingsrekening. Dit sal nou die balanserende bedrag wees, so ons gaan die 1.612.000 vat en ons gaan hierdie twee bedrae daarvan aftrek en dit gee dan vir ons 307.100. Dit sal dan nou ook die bedrag wees wat hier in ons behoue inkomste rekening aan die kredietkant kort was. Dan gaan ons sommer die behoue inkomste balanseer. So ons totaal, natuurlik gaan ons die kredietkant bymekaar tel en dit gee vir ons dan nou hierdie totaal van 700.000 en dan hierdie uitstaande is dan nou ons saldo oorgedra van 637.000 en dan gaan ons die gewone aandelekapitaalrekening ook balanseer wat dan nou vir ons totale gee van daai 8.3 miljoen en ons gaan dit dan die 747.000 daarvan aftrek om ons saldo oorgedra te kry van 7.553.000. 1.3.4 Die inligting voorgelê is 'n uittreksel uit die rekords van Always Beperk vir die finansiële jaar geëindig 28 Februarie 2025. Gevra, gebruik die inligting en voltooi die geopende rekening in die algemene grootboek van Always Beperk, behoorlik afgesluit op 28 Februarie 2025. Nou, hulle gee net vir ons twee rekeninge om te doen, gewone aandelekapitaal en die SAID inkomstebelasting. So ons kyk na die inligting wat hulle vir ons gee, gewone aandele. Die maatskappy het 'n gemagtigde aandelekapitaal van 4 miljoen aandele. Dit beteken slegs dat hulle mag nie meer as 4 miljoen aandele uitreik nie. Dan sê hulle vir ons op 1 Maart 2024 is 50% van die gemagtigde aandele reeds uitgereik teen 'n uitreikprys van 7.600.000. Hierdie gaan dan nou ons openingssaldo wees.
Aan die kredietkant het ons dan nou Maart die eerste saldo afgebring 7.600.000. Op 30 April 2024 is 500.000 aandele teruggekoop teen R4.10 per aandeel. Onthou, wanneer ons terugkoop, weet ons dit raak gewone aandelekapitaal sowel as ons behoue inkomste, maar ons het nie behoue inkomste teerekening nou nie, so ons gaan net die gewone aandelekapitaal rekening se transaksie voltooi hier aan die debietkant. Om dit te doen het ons nodig om uit te werk wat die gemiddelde aandeleprys was, en om dit te doen vat ons dan nou ons saldo van 7.600.000, ons deel dit deur die hoeveelheid aandele, wat 50% van die 4 miljoen is, en dit gee vir ons dan nou die 2 miljoen, en dit gee vir ons 'n gemiddelde prys van R3.80. So aan die debietkant het ons dan in April die 30ste bank KBJ, en ons sê 500.000 maal met R3.80 gee vir ons 1.900.000. Op 1 November 2024 is 200.000 nuwe aandele uitgereik. Hulle gee nie vir ons 'n prys hier nie, so dit sê vir ons dat dit gaan 'n saldo bedrag wees. Kom ons kyk wat hulle verder vir ons sê. Op 28 Februarie 2025 toon die saldo van die gewone aandelekapitaalrekening die waarde van uitgereikte aandele as 6.800.000. So ons kan hierdie saldo dan nou in ons teerekening insit, en dit gaan ons help om dan nou die balanserende bedrag uit te werk, wat dan nou vir hierdie 200.000 aandele was. So ons het Februarie die 28ste aan die debietkant saldo oorgedra 6.800.000, wat dan nou vir ons totale aan beide kante gee van 8.700.000, en ons saldo word afgebring op 1 Maart as 6.800.000. Nou kan ons die transaksie van 1 November invul. Aan die debietkant het ons dan in November die eerste bank, en dit gee vir ons 8.700.000 minus 7.600.000, en dit is 'n KBJ transaksie wat vir ons 1.100.000 gee. Dan as ons kyk na die inkomstebelasting en netto wins, op 1 Maart 2024 toon die SAID inkomstebelastingrekening dat 18.000 nog aan die SAID verskuldig is ten opsigte van inkomstebelasting van die vorige finansiële jaar. So dit beteken ons gaan 'n kredietsaldo hê, maar die eerste saldo afgebring 18.000. Op 20 Maart 2024 is die verskuldigde bedrag per EFO aan die SAID betaal. So nou gaan ons hom betaal hier aan die debietkant, Maart die 20ste bank, KBJ 18.000. Op 31 Augustus 2024 is die voorlopige inkomstebelasting aanspreeklikheid vir die eerste 6 maande geskat op 250.000. 'n EFO vir die bedrag is uitgereik aan die SAID. So met ander woorde, ons betaal nou daardie 250.000, wat dan ook aan die debietkant kom, Augustus die 31ste bank, KBJ 250.000. 'n totale voorlopige inkomstebelasting aanspreeklikheid van die maatskappy vir die jaar is geskat op 725.000. 'n EFO vir 'n tweede voorlopige belastingbetaling van die maatskappy vir die jaar is op 15 Februarie 2025 uitgereik aan die SAID. So met ander woorde, die totale geskatte bedrag was dan nou 725.000. Ons het reeds 250.000 betaal, so die verskil gaan ons nou oorbetaal op 15 Februarie, wat vir ons dan nou 'n bedrag gaan gee van 475.000. Dis ook 'n debietinskryfing van Februarie die 15de bank, KBJ 475.000. Maatskappybelasting word bereken teen 30% van die netto wins. Die netto wins beloop 2.500.000. So 30% van die 2.5 miljoen is dan wat ons aan die SAID veronderstel was om oor te betaal.
en dit gaan dan nou wees 750.000. Hierdie 750.000 gaan dan nou hier aan die kredietkant getoon word, Februarie die 28ste, inkomstebelasting, Algemene Joernaal, 750.000. Nou gaan ons die inkomstebelastingrekening van die SAID balanseer, so 750.000 aan beide kante. Onthou, daardie saldo was nou reeds betaal gewees, so ons gebruik net hierdie 750.000 om dit af te bring, en dan trek ons die 250, sowel as die 475.000 dan nou af, en dit gaan vir ons saldo oorgedra gee van 25.000. Ons bring ook daardie saldo af op 1 Maart van R25.000, met ander woorde, ons skuld die SAID dan nou nog 'n verdere R25.000.